Baie mense glo in God, maar min mense glo hulle kan hom werklik verstaan. Ons aanvaar amper dat God is so groot en ek is so klein, ek sal hom nooit regtig kan ken nie. Maar luister gou mooi na wat God self sê in Jeremia 9 vers 23 tot 24. So sê die Here, laat die wyse hom nie roem in sy wysheid nie, en laat die magtige hom nie roem in sy mag nie. Laat die ryk hom nie roem in sy rykdom nie, maar laat hy wat wil roem, hom hierin roem, dat hy verstaan en my ken, dat ek die Here is wat troue liefde, reg en geregtigheid op die aarde doen. Want in die dinge het ek baie behaag, sê die Here. Geliefde, het jy dit raak gesien? God sê nie, roem daarin dat jy my aanbid nie, roem daarin dat jy my dien nie, roem daarin dat jy baie weet nie. Hy sê, roem daarin dat jy my verstaan en my ken. Nou kan ek iets vra vandag. Hoeveel van jou verwarring oor jou lewe is eintlik verwarring oor God, oor wie God is? Want as ek hom verkeerd verstaan, sal ek sy hand in my lewe verkeerd interpreteer. Ek hoop dit maak vir jou sin. As ek dink God is hard, sal ek in elke moeilike seisoen dit as straf sien. Nee, dat God is besig om my te straf. As ek dink hy is afwesig, sal ek elke stilte oomblik waar ek voel God praat nie met my nie, hoekom is dit so stil? Sal ek beleef as verwerping. Maar God sê eintlik iets heeltemal anders. Hy sê ek is die Here wat troue liefde beoefen, wat reg doen, wat geregtigheid bring. Geliefde, dit is sy hart, dit is presies wat God se hart is. Jesus kom bevestig het weer vir ons hier in Johannes 17 vers 3, wanneer hy bekende gebed bid, hy sê die volgende, en dit is die ewige lewe, dat hulle u ken, die enigste ware God, en Jesus Christus wat u gestuur het. Geliefde, wat Jesus hier vir ons sê is, hy sê ewige lewe begin nie by hemel toe gaan nie, dit begin by om hom te ken. Dis wat so belangrik is, want hierdie hele week vra ons eintlik hierdie een vraag, en ek gaan my bes doen om dit hierdie week vir ons te antwoord. Ons vra die vraag, waarmee is God besig in my lewe? Maar dalk moet ons eers vra, voordat ons daai vraag vra, is die vraag, ken ek die God wat besig is? Want as ek hom ken, sal ek begin sien wat hy doen. En hier is iets ongeloofliks bevrydend. Jy hoef nie 'n teoloog te wees om God te ken nie. Jy hoef nie perfekte taal te hê nie. Jy hoef nie elke antwoord te hê nie. Jy moet net begin soek na die een wat besig is in jou lewe. Geliefde, God steek homself nie weg nie. Hy openbaar homself aan die wat hom soek. En miskien, net miskien is die rede hoekom jy nog nie verstaan nie omdat omdat dit onmoontlik is nie, maar omdat jy nog nie gevra het nie. Jy het nog nie gevra om die een te ken wat besig is in jou lewe nie. So vandag is die eenvoudige stap prakties. Vat 5 minute, raak stil en spreek net hierdie woorde in 'n gebed na God. Te sê, Here, ek wil u beter ken, wys my wie u regtig is. Nie net wat u doen nie, maar wie u is. Geliefde, ek daag jou uit, bid daai woorde vandag. Môre as jy weer inskakel, gaan ons kyk na iets baie persoonliks, en dit is spesifiek dat jy en ek is nie 'n ongeluk nie. En my en jou dae is ook nie toevallig nie. Ek hoop ek sien julle môre weer saam, maar vir nou, kom ons bid saam. Hemelse Vader, so baie dankie vir u liefde vir ons, en dat u so betrokke is in ons lewens. Here, vandag wanneer ons kyk na die skrifgedeeltes wat Jesus aanhaal, en ook Jeremia, moet ons besef dat verhouding met u begin deur u te soek. En dat u is nie iemand wat u self wegsteek van ons as mens nie. Ons voel baie keer asof in die donker rondtas, en ons probeer uitfigure wie en waar is God, en Here, tog sê die skrif vandag vir ons, u is betrokke in ons lewens, u is nouliks betrokke in ons lewens, u het elke dag van ons lewens gevorm, en daarom Vader, het ons 'n verantwoordelikheid en 'n voorreg om u daagliks te gaan soek, en in daai spasie, wanneer ons u begin soek, en vra dat u uself aan ons openbaar, dan gaan ons lewens werklik verander. Here, ek sien uit na die reis wat vir ons voorlê hierdie week, en mag ons werklik net indrink in die wysheid wat God se woord vir ons voortbring. Ons loof U, ons eer en ons sê amen en amen. Geliefde, ek sien julle môre, gaan in vrede. Totsiens.